wat jy 'n radio sal instel op die stasie, stel jou in vanaand om te sê heilig, 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 heilig. Here, U is God almagtig. Ons kan vir die volgende 5 minute tune jouself in om te sê, Here God, U is God almagtig. U is waardig om geloof te word. U is waardig om geprys te word. Kom aan mense, dit is die lewende God met wie ons hier te doen het. Maar dat is hulle vir my weer kan sing. En ek wil hê dat ons hande moet opsteek en sê, Here, U is waardig. Ek is nie hier omdat ek iets wil hê van U nie, Here. Kom seën my, maar ek wil vanaand sê, Here, U is waardig om geloof te word. U is waardig om geprys te word. Daar is geen ander lewende God nie. Allah is dood. Mohammed is dood. Ons dien die lewende God en ons kan uit ons hart uit sê, worthy is the Lamb. Worthy, worthy, worthy. Holy, Ons steek ons hande op. Ons sê, Here, U is heilig. U are are you Lord, Almighty? Praise the Lamb, praise the Lamb. You are holy, holy. Are you Lord, Almighty? Praise the Lamb, praise the Lamb. You are holy, mercy on my heart. Wondrously love, and He is high love, mercy on my heart. Wondrously love, and He is high love, mercy on my heart. Wondrously love, He is high love. U is so heilig. U is heilig. Here, U is heilig. Mercy on my heart. Wondrously love, and He is high love. Mercy on my heart. Wondrously love, and He is high love, mercy on my heart. Wondrously love, and He is high love, mercy on my heart. Wondrously love, and He is high love, mercy on my heart. Wondrously love, and He is high love. Here, woorde het ons nie op U heiligheid beskryf nie. Maar Here, U is heilig. U is heilig. U is waardig. Heilige Gees, ek wil sê baie welkom hier in ons midde. Soos wat hulle gesing het vanaand, come and flood this place with your atmosphere.
dat mense nie dieselfde hier sal uitgaan as wat hulle hier ingekom het vanaand nie, Here, in die magtige naam van Jesus. Here, ek seën hierdie diens vanaand en ek bid en ek dra dit op aan U, Here. It's all about You. Here, niks van myself en niks van iemand anders nie, maar it's all about You. Nothing else matters. Dankie vir U teenwoordigheid, Here. Dankie dat U hierdie huis vul vanaand met U atmosfeer en ons prys U daarvoor. Dankie, Here. Amen. Goeienaand. Julle is welkom om te sit. So ek wil gou vinnig 'n recap hê. Soos in Sondag aand het Pastor Beryl gepraat oor wandel in die Gees. Ek weet nie van wie van julle was hier Sondag aand nie, maar Pastor Beryl was uitstekend gewees en sy sê dat jy moet 'n noue verhouding hê met God. Die Heilige Gees moet ons lewens lei. Sy het ook gesê dat die Heilige Gees is 'n konstante, onfeilbare gids wat in jou lewe moet wees. Sy het ook gesê die sagte leiding van die Heilige Gees. Nou ek het altyd hierdie ek dink ek sien in prentjies. So as ek dink aan die Heilige Gees, dan is dit hierdie sagte wind wat ek mee assosieer, wat deur jou gaan. Hy is nie daai met respek gesê, daai wat jou gaan rondstamp en jou uit die pad het gaan stamp nie. Hy gaan eerder kom en jy gaan hom sy nabyheid voel. Dit is hoe die Heilige Gees vir my in my gedagtes is. Dan gisteraand was ons baie gebless met Pastor Robert, wat gepraat het, wat is Pinkster? En hy sê, die oomblik wat jy met die Heilige Gees word, vind daar 'n transformasie plaas in jou lewe. Daar moet 'n unity, 'n eenheid onder die kinders van die Here wees. En ek wil julle net ietsie kleins vertel, so ek het baie geleer gisteraand uit Pastor Robert se ministry, uit wat hy met ons gedeel het gisteraand. So, na diens gaan ek nou om te sê van pastoor, ek dink ons moet 'n bietjie, ek moet 'n afspraak maak, want ek kan soveel leer by pastoor se teaching, wat pastoor gee, want hy het soveel kennis, en hy draai om en hy sê vir my, weet jy wat, Leanne, die Heilige Gees is jou beste teacher wat jy het. Dit hang van jou af, hoeveel tyd jy in jou kamer, jou binnekamer spandeer, om te leer wat die Heilige Gees vir jou te sê. En weer eens kom dit vir my daarop neer, it's not about me, it's all about God. Dis alles om die Heilige Gees, alles oor Jesus. So ek wil net gou, nie hier, nie hoef nie gou nie, ek wil net Anna hier 'n skrif of 2 lees. Daar is baie wat ek gaan gee vir huiswerk. So, ek weet nie wie van julle Bybels gebring het nie, maar kom ons slaan na Handelinge 2 toe. Dit was nou oor van Sondagoggend, Sondag aand, gisteraand was dit gelees. So, dit is nou amper daai van dat jy eintlik moet weet al wat daar staan. So, vers 1 sê, en toe die dag van Pinkster aanbreek, Pinksterfees aangebreek het, was almal eendragtig bymekaar. So dit was 'n aand soos vanaand. Almal was bymekaar gewees. En daar kom skielik uit die hemel 'n geluid soos 'n geweldige rukwind en dit het die hele huis gevul waar hulle gesit het. Toe is deur hulle tonge gesien soos van vuur, wat hulle self verdeel en op elkeen van hulle gaan sit. En hulle is almal vervul met die Heilige Gees en het begin spreek in ander tale soos die Gees aan hulle gegee het om uit te spreek. So dit is nie 'n man-made thing nie. Dit is absoluut 'n inspirasie, 'n uitstorting van die Heilige Gees as jy in 'n taal praat. Die jou gawe van in tale spreek. En toe hierdie geluid kom, het die menigte saamgestroom en was in die war, want elkeen het gehoor hoe hulle in sy eie taal spreek. Nou, ek dink is so 2 jaar terug, ek weet nie wie van julle ken wie is Jimmy Swaggart nie. Ek het groot geword met Jimmy Swaggart. En sy seun Danny kom toe Suid-Afrika toe en ons het die geleentheid om in sy hele reeks dienste te wees en hy het 'n powerful ministry oor die doping van die Heilige Gees.
So die hele week was 'n opbou gewees tot en met die Sondag aand dink ek, was voordat hy nou teruggaan, toe het hy nou die hele week 'n teaching gegee oor die Heilige Gees. Wat is die Heilige Gees? Hoe werk die Heilige Gees? En ek kan my maak en my uitdra dat hierdie geluid wat hulle hiervan praat in vers 6 het ons ervaar. So in die kerk staan hy in Parow, ek weet nie waar in Parow, maar dis 'n NG Kerk natuurlik wat hulle Pinksterkerk van oorgevat het. So nou hier is die galery en dan is dit nou onder, kan daar seker so 300 mense onder sit en dan is seker nog so 300 bo sit. En hy sê toe, maar as jy gevul wil word met die Heilige Gees, kom, eers staan die mense op, so dit die mense staan op en hy sê, ek neem aan die mense wat sit, is alreeds gevul met die Heilige Gees, en so hanteer hy eers bo, en onder staan die mense, wat nou uitkom vir die Heilige dooping in die Heilige Gees, staan hulle so sardientjies ingepak. Dit is, ek glo vir julle, en as hulle onder die krag van die Here val, kan hulle nie val, want iemand hou hulle op. So naby staan die mense. En hy sê, en niemand lê nog 'n hand op hulle nie, en hy sê, hy gaan nou bid, en as hy amen sê, dan gaan die Here hulle doop, as jy die verwagting het, en julle, daai aand, dink ek, was seker maklik, 400 mense gedoop met die Heilige Gees. En daai oomblik, dit was doodstil, en die volgende oomblik, is dit soos 'n geweldige gale force wind, wat soos 'n rukking deur my hele gebou gee, en die mense, dit is soos 'n Bybelse verwarring. So, dit is waar dit vir my soos 'n inkom van, dat mense daar buite moes dit gehoor het. So, wanneer jy soos 'n gevul word met die Heilige Gees, dan vind daar 'n transformasie binne in jou plaas. Wanneer jy getransformeer word met die krag van die Here, dan is dit nie net, maar net vir nou nie. Dit is 'n hele leefwyse verandering. 'n Transformasie vind plaas wanneer jy besluit vir die Here maak. 'n Transformasie vind plaas wanneer jy begin sê, touching Jesus is all that matters. En hy sê, die koorgedig sê, and your life will never be the same again. Wat vir my sê, die oomblik wat jy gevul word met die Heilige Gees en die krag van God, kan jy nie teruggaan na jou ou lewe toe nie. Okay, julle gaan 'n bietjie beter moet doen as dit. Ek is bietjie in op my oor het ek verkoue. So ek kan nie lekker hoor nie. Amen. So as ek nie, as ek skree, steek dit 'n hand op, maar julle sal met harder amen sê, as soos dat ek dit kan hoor. Maar jy kan nie, wanneer die Here wil nie hê dat jy maar terug moet gaan na die same old nie. Hy kom en hy maak alles nie. Dis wat die woord van die Here sê. Daar vind 'n verandering plaas. Jy word getransformeer nadat die mense wat die Gees uitgestort is oor die disippels, was getransformeer nadat hulle in kontak gekom het met die Vader, die Seun en die Heilige Gees. So as ons kyk in Lukas, julle kan hom neerskryf, Lukas 4 vers 18 en 19. So hy sê daar, die Gees van die Here is op my, omdat hy my gesalf het om die evangelie aan die armes te bring. Hy het my gestuur om die wat verbrysel van hart is, te genees, om aan gevangenes vrylating te verkondig, en aan blindes herstel van gesig, om die wat gebroken is in vryheid weg te stuur, om die aangename jaar van die Here aan te kondig. So wat gebeur, wanneer jy besig is om getransformeer te raak? Ek praat hierdie, wat ek hier gelees het, as geestelike vrymaking. So, jy word vrygemaak, die oomblik wat die Here in jou lewe inkom, dan word jy vrygemaak, die boeie val af, en jy kom uit die gevangenis uit. Jy is dan veronderstel om die evangelie te verkondig. Ek sê nie julle moet predikante word nie, maar deur jou leefwyse preek jy vir ander mense. Partymal is ons die enigste Bybel wat die mense lees, is oor hoe ons optree.
Jy het iemand daar voor my ingery en jy snap net so. Dit is so maklik wat sulke goed gebeur. Maar 'n transformasie moet plaasvind. Die gebroke hart word heel gemaak. Blinde oë gaan oop. Jou geestelike oë wat blind was. Ek is seker daar's 'n sang wat dit sê. Daar sê. So die Here maak jou geestelike oë, maak hy oop die oomblik wanneer jou transformasie plaasvind in jou lewe, maar dit is 'n keuse. It's a life-changing experience. So na Jesus se kruisiging was hy nog vir 40 dae op die aarde wat hy in die omtrek was by hulle. En die woord sê dat hy het die disippels geleer. Alles wat daar in daai 40 dae gebeur, ek sal so graag wil weet, wat het alles in daai 40 dae gebeur, want oor die algemeen is ek baie nuuskierig. In my vorige huis kon ek vir jou presies gesê het wat in my straat aangaan. Want ons het op 'n baie besige straat gebly. So ek sal baie graag wil geweet het, wat het Jesus alles aan die disippels geopenbaar? Wat het hy alles aan hulle verduidelik? Wat het hy aan hulle geleer? Johannes 21 vers 25 sê, en daar is nog baie ander dinge wat Jesus alles gedoen het. Maar as hulle een vir een beskrywe moes word, sou die wêreld self, dink ek, die geskrewe boeke nie bevat nie. Ek weet nie wat Jesus alles gesê het nie, en ek weet nie wat hy alles gedoen het nie, maar ek weet wel, dat daar lewens was wat getransformeer was, en dat hulle nooit ooit weer dieselfde gewees het nie. Voor die 40 dae was sy disippels, jammer om te sê, van hulle was lafharts. Hulle was te bang om uit te staan vir die Here. Net voor die kruisiging het iemand vir Petrus gesê, is jy nie een van hulle nie? En hy sê, o nee, dis seker my tweelingbroer of iets. In my gedagtes is wat hy sou gesê het. Maar na die 40 dae wat hy saam Jesus gespandeer het, staan hy op en die Here rig hom op en hy praat en hy vertel die gospel van die Here Jesus voor 3000 mense. Dit is wat hy vreesloos voor mense gestaan het. Dit is wat gebeur wanneer jou lewe getransformeer word. So wat Pinkster en nou wat nou? So na Pinkster behoort jou gees vernuwe te wees. Jy behoort daar die eienskap van vreesloosheid, boldness in jou lewe te kan hê. En jy behoort vuurwarm vir die Here te wees. No more secret agent. As iemand by die werk soos 'n taal gebruik soos wat maar normaal, wat ons aanneem is normaal. Dit is nonsens. Dit is nie normaal nie. Jy moet daai courage neem om te sê, weet jy wat, Jesus het jou lief. Al is dit nie in jou mond nie. Wees bold, staan op vir die Here, vir die transformasie wat besig is om plaas te vind in jou lewe. En moenie agter die secret agent skuil nie, wat mense sê, o genade, ek het nie geweet, daai persoon is 'n kind van die Here nie. Jou lewe moet getuig van wat binne in jou is. Na Pinkster behoort jy die pinkou te hê, wat die vars vuur in jou lewe ontsluit, sodat jy radikaal en vreesloos 'n verskil vir die Here kan maak. Waar jy gaan, waar jy is, staan op en staan uit. Ons het nou ek dink 'n week terug het my ma die boodskap gebring van staan op en staan uit. Jy as kind van God moet daai keuse maak. Niemand kan dit vir jou maak om op te staan en uit te staan nie. Voor die 40 dae was hulle selfsugtig. Na die 40 dae was hulle geestelik. Voor die 40 dae was hulle lewens vol frustrasie en chaoties. Na die 40 dae gespandeer met Jesus was daar orde en hulle lewens was gefokus. Die Here is 'n God van orde. Hy hou van struktuur. Daar moet 'n lyn wees dat mense kan sien, ons is nie eendag so en die volgende dag so nie. Daar is consistency. Voor die 40 dae het hulle die saligmaker gehad, die Savior. Ek dink dit kom baie op tradisie ook, wat jy sê, ek is 'n kind van die Here al vir 20 jaar, maar vir 20 jaar, wat doen jy? Jy sit in die bank, jy staan nie op nie. Maar na die 40 dae het hulle die Heilige Gees gehad, wat hulle boldness gegee het.
het die verskil gemaak. So Handelinge 1 vers 4 sê, en toe hy nog met hulle saam was, het hy hulle beveel gegee om nie van Jerusalem weg te gaan nie, maar om te wag op die belofte van die Vader, wat julle, het hy gesê, van my gehoor het. Hulle was bonatuurlik gevul met die Heilige Gees. Hulle het soos 'n magtige wind, 'n rukwind, ek dink hier in Gansbaai, kan almal praat van hierdie gale force wind, hierdie rukwind, wat 'n mens bang maak. Ek kan julle sê, dat ons het enkele experience gehad in Gordons Bay, soos daai wat jy Roy Alstery het ons by een van hierdie uithalings gaan sit, en daar die wind het opgesteek, en het later ons my gevoel, asof die wind onder my kar ingaan, om my op te tel, en my op 'n ander plek neer te sit, en ek het so groot geskrik, dat ek soos in neerkoms van huis toe. Nou daai gale force wind, is wat ek sien, hoe die Heilige Gees ingekom het in die vertrek waar hulle was, en ek dink, tot in my gees is oor, sien ek die vuurbol, wat inkom saam met die wind, want elkeen het 'n deel gekry daarvan. Ander tale vertolk dit sê, dit is 'n geweldige rukwind. Ek sien dit as die krag van die Heilige Gees, die vuur wat op elkeen gaan sit, dit sien ek as die reiniging, deur die Heilige Gees. Die gawe van die spreek in tale, as ek 'n universele geskenk aan elkeen kan gee, is dit wraggies, hoe ek dit sal voor aangestel het vir 'n mens. Die mense die boventrek het voldoen aan die kriteria om die Heilige Gees te ontvang. Dit is vir almal, maar daar is voorwaardes. Hulle het almal hulle sondes bely. Hulle was gehoorsaam. Transformasie het plaasgevind. Die oomblik wat hulle sê, Here, vergewe my sondes, kom in my lewe in, het die transformasie plaasgevind, en die Heilige Gees het sy intrek gevind in ons. Die Heilige Gees se doel is om ons te leer, om ons te lei. The purpose of the Holy Spirit is to guide us and to teach us. Ons moet teachable wees. Ons moet, as ons die Here volg, is dit nie net vir nou nie, dit is 'n constant volg wat dit is. Dit is nie vandag 'n wipplank ry nie. So ek wil vanaand vir julle 5 dinge, dit is, ek praat regtig kort vanaand, daar is 'n 5 must-do dinge om jou level van transformasie te behou en ook te groei. So eerstens gaan ons kyk na Handelinge 2 vers 42 wat sê, wat in my woorde sê, bestudeer die woord. En hulle het volhard in die leer van die apostels. Ek glo hulle het die skrifte ondersoek, ek glo hulle het nagevors dit alles wat die apostels vir hulle vertel het. Ek glo dat wanneer jy gevul is met die Heilige Gees, jy 'n honger het, dat jy 'n begeerte ontwikkel in jou binneste om net die woord van God te begin te bestudeer. As jy dit doen, sal jy vanselfsprekend die wil van die Here weet en ook doen. En dit kos 'n prys. Jy gaan moet tyd spandeer met die Here. Jy gaan tyd moet spandeer in die woord. Jy sal dit moet bestudeer, jy sal dit jou eie moet maak. Jy sal moet tyd maak om met die Heilige Gees te sit, sodat hy die woord vir jou kan oopbreek, dat daar nuwe vars uit sy woord uit kan kom. Hoeveel van ons het nou al hierdie afgelope paar dae Handelinge 2 gelees, en elke een sin wat oopgebreek word, is nie dieselfde nie. En dit is waar jou transformasie plaasvind, om wat die skrif sê, om dit vir jouself te doen, om dit self vir jouself te maak, en dat die Here dit vir jou openbaar. As jy die woord lewe, dit bestudeer, jou eie maak, sal jy nie anders kan om 'n gedissiplineerde lewe te lei nie. Die Heilige Gees sal, wanneer jy in die woord van die Here kom, sy wil en sy plan vir jou lewe openbaar. So na Pinkster, wat nou? Lees, bestudeer die woord. Leef die woord van God. So dit is lees die woord, bestudeer dit en maak dit jou leefwyse. So nommer 2 op die must do.
Na Pinkster het die disippels hulself toegewy om fellowship te hê. En hulle het met mekaar. So dit is, ek dink, jy is nie meer op jou eie planeet, in jou eie klein hoekie, in jou eie my nie, maar dit raak ons. Ek wil vir jou sê dat dit is nodig, dat ons het mekaar nodig. Ons het mekaar nodig op hierdie lewenspad. Ons is almal lede van dieselfde liggaam. En ons kan nie sonder mekaar funksioneer nie. Daarom is dit nodig dat u die huis van die Here so gereeld as kan moet besoek. Die woord sê, dat jy in Hebreërs 10 vers 25 sê, ons moenie die onderlinge byeenkomste nalaat, so sommige die gewoonte het nie. Dit is jou kragstasie, dit is waar jy kom, om saam met mekaar te encourage. Dit is nie net een persoon op 'n berg en alleen nie. Ons is hier vir mekaar, ons is familie. Die oomblik wat jou lewe getransformeer word, en jy deel is van 'n fellowship, is 'n deel van 'n familie. En dit is wat ek gewoonlik sê, dit is waar is waar besoekers familie word. Dit is waar jy opgebou word, dit is waar jy bemoedig word, dit is waar jy versterk word en in die Here om weer, om lewe te kry, om versterk te kry, om weer aan te gaan. Baie keer hoor ek, ja, maar ek is nie op 'n lekker spys nie. Dis nonsens, kom op 'n lekker spys, kom in die woord van die Here, laat die Here jou vernuwe in die naam van Jesus. Sodat jou spys rondom jou babbel rondom jou, getransformeer word, dat jy soos in kan aanneem God se persoonlikheid. Dan ons derde must do, is breek brood tesame. Dit is vir my so mooi, dat hy sê, breaking of bread together. So belangrik om saam brood te breek. Een van die kommentare sê, en hulle verduidelik die nagmaal om te sê, breaking bread together, ek glo dit bring 'n spesiale band. Die oomblik wat jy mense oornooi vir ete, dan is jou band, vriendskapsband, sterker. En dit is waar dit inkom. Hoekom dink jy nooi ons mense oor? Om hulle beter te leer ken, om uit te vind watter soort persoon hulle is. So Jesus sê in Openbaring 3 vers 20, ek staan by die deur en ek klop. As iemand oopmaak, sal ek ingaan en saam met hom 'n maaltyd hou. Dit is 'n intimiteit van saam eet. Daar is so, en net so is daar 'n intimiteit van saam breek van die brood. As ons dit onder mekaar deel, die woord sê, doen dit so dikwels as moontlik. Ek sê nou nie wat in ons huis is nie, maar ons doen nagmaal elke oggend. Voordat ons aantrek, voordat ons die foon vat, ek weet dit is moeilik vir baie mense, maar nadat ons eers stilte tyd gehou het en nagmaal gehad het, is wanneer ons dag eers begin. En what a way om jou dag te begin. Want eerstens, jy kan nie vanaand gaan kwaad slaap vir enige iemand nie. Jy kan nie iets in jou hart hê teenoor enige iemand, of wat jy nog nie met die Here uitgesorteer het nie. So dit is so mooi om in die aand te gaan lê, en jy weet, daai skrif sê, ek kan in vrede gaan lê en met eens aan die slaap raak. Want die Here gee daai vrede vir jou. So dit is nodig dat ons mekaar moet aanmoedig en mekaar moet bystaan en dit saam doen asof ons 'n gesin is om die brood te breek. Sodat na die uitstorting van die Heilige Gees het die vroeë kerk saam brood gebreek en so onthou en gedink aan wat die Here Jesus vir hulle gedoen het. So laat ons onsself beywer om dieselfde te doen. So nommer 4, dis my favorite een. Toegewyd om te bid. Devoted to prayer. 'n belangrike ding wat die vroeë kerk gedoen het, was om onsself toe te wy aan gebed. Jesus het die disippels geleer om te bid in Lukas 11, gaan lees dit. Paulus sê in 1 Tessalonisense 5 vers 17, bid sonder ophou. Daar staan ook, the fervent prayer of a righteous person, het soveel krag, soveel mag, as gebed nie deel is van jou lewe nie, het jy 'n probleem. Ja, maar ek weet nie hoe om te bid nie.
'n skietgebed gaan nie die ding doen nie. Jy gaan in jou binnekamer moet gaan en jy gaan 'n gesprek. 'n gebed is 'n gesprek wat jy het. En ek is seker nie een van ons het 'n probleem om met die volgende een te praat langsam ons nie. So hoekom kan jy nie met God praat nie? Gebed is 'n belangrike deel van ons lewe om te sê dat ons heeldag in gebed wandel. Dit moet in jou amper deel van jou lewe uitmaak. Daar is amper, ek kan amper sê, daar is niks wat my so opgewonde maak as iemand vir my sê, asseblief bid vir my. Want dit is net weer 'n oomblik wat ek in die teenwoordigheid van God kan kom en kan sê, Pa, help. 'n mooi beskrywing van gebed is die asemhaling van 'n gelowige. So na Pinkster, wat nou? Die belangrike ding is, dat jy die Here se aangesig soek in gebed. Dat jy inskakel by 'n gebedsgroep. Soos ek net gesê het, dat 'n skietgebed is okay, maar dit bring nie daai transformasie in jou lewe nie. Dit bring nie daai closeness met God die Vader nie. So, vir die van julle wat vergeet, op 'n Dinsdag aand, so ek sien julle kan op 'n Dinsdag aand hier wees. So op 'n Dinsdag aand is hier gesinsbid hier vir die familie. So as julle op kan kom op 'n Dinsdag aand om vir Pinkster, is ek seker dat ons 'n nota kan maak om die tyd uit te koop om gebed deel te maak van ons lewe. Want a family that prays together stays together. Gebed is die kanaal waardeur God werk om jou te versterk, om jou te bekragtig. Geen wonder die vyand werk so hard om jou gebedslewe weg te hou nie. Soos gisteraand op pad kerk toe, is my ma besig om te bid en ek vat die draad te skerp en al wat 'n ding is uit my Bybelsak val uit. En dit is net 'n distraction van die vyand om te sê, "Hoppa, stop die lorry. Hou op met bid, want dit is nou krisis want agter sitplek is vol goed." Hy kom met sy distractions, maar dit is up to you om dan besluit te maak om te sê, tot hier toe nie verder nie. Ek gaan op my knieë en ek gaan nou my gebedslewe opskerp. Dit gaan dissipline van jou kant af kos om te staan in gebed. 'n gevul met die Gees persoon is a prayer warrior. Bid sonder ophou. Nommer 5, versprei die goeie nuus. Die laaste punt wat ek wil aanraak is, Jesus het gesê in Handelinge 1 vers 8, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees. Hierdie is ons jaar van impak. Dit is ons motto, dit is ons visie vir hierdie jaar. Waar dit so mooi inpas om te sê, gaan dan heen. Gaan maak disippels van mense. Ek wil nie eens vra, tot en met nou, hoeveel mense het ons 'n impak opgemaak nie? Hoeveel mense het ons al rondom ons, wat iemand kon sien, wow, ek wil hê wat in jou is. Ek wil die beeld hê wat jy uitstraal. Maar ons sê, dis 'n jaar van impak. Dit is wat Handelinge sê, dat daar die krag sal ontvang en jy sal my getuies wees. So as hulle 'n bietjie stadig is by die tille, wat se getuie is jy? Ek dink, my maat Sondag gepraat daaroor. Wat se getuie is jy? By die petrol, jochie. Dis mense wat saak maak. Dis mense wat ons baie kere oorsien. In Kelsrivier het ons 'n hele paar jaar by hierdie een vulstasie gekom. En ons het begin vriende maak met die staf daar. So as hulle vir Swannie sien, dan hardloop hulle. Want hulle wil soos net by ons wees om met ons te gesels. Dis 'n vriendelike gesig. So Sylvia sê vir my, ek kom daar en sy lyk so en ek sê vir haar, "What's wrong?" Sy sê, "Oh, I don't feel so good today." Ek sê vir haar, "What's wrong?" Sy sê, "My tummy hurts, my head hurts." En ek sê vir haar, "Can I pray for you?" Sy sê vir my, "Yes." Ek sê vir haar, "Give me your hand." Sy sê, "You want to pray now?" En ek sê, "Ja, want
Hoekom moet ek wag om by die huis te kom, om vir die Here te sê, Here, in die naam van Jesus, bid ek nou vir Sylvia, en dat U haar aanraak. Dit is 'n getuie. Toe ek daar wegstap, toe is daar, of daar wegry, toe sien ek net tande in die speeltjie in die agterkant, soos wat die vrou smaak, want die Here het haar onmiddellik 'n wonderwerk gedoen, maar as ek daai oomblik gemis het, dan het ek 'n siel gemis. Ons moet so versigtig wees, en ons moet so sensitief wees vir die stem van die Heilige Gees. Want hy gaan jou nie aan die hare ruk en vir jou sleep en sê, kom Leanne, hy praat met 'n stem, sodat as jy geoefen is in jou binnekamer, om hom te hoor, om te weet, as jy saam met hom wandel, dit is sy stem, en jy is die persoon met jou getransformeerde lewe, wat die verskil daar buite gaan maak. Soos ek aan die begin gesê het, baie keer is ons die Bybel wat mense lees, en hulle maak nie eers op hulle Bybels oop om te weet, dat die woord sê, ek kyk op na die berge. Waar kom my hulp vandaan? Dan sit mense in sak en as, en hulle is moedeloos, want ons het nagelaat om te sê, Jesus is lief vir hom. So laat die Heilige Gees toe, om daardie doel in jou lewe te vervul. Jy het dit nodig om die Heilige Gees toe te laat, om in jou lewe te volbring, wat hy aan die begin af vir jou beplan het. Jy het gawes en talente om sy koninkryk te bou. Elkeen van ons het 'n building block. 'n Paar maande terug het pastoor Frikkie gepraat oor wat se steen is jy? Is jy 'n Mupara of is jy 'n klinker? Is dit reg? Mupara. Dankie. Maar moenie terugstaan en jou gawes onder die emmer bære nie. Elkeen van ons het 'n taak, elkeen van ons het 'n doel. Ek kan moontlik nie so mooi sing soos wat Alta sing nie. Maar ek kan vriendelik wees en ek kan by die deur staan. En so elkeen van ons, die oomblik as jy getransformeer word, begin om die Here te vra, Here, waar pas ek in? Waar kan ek inpas? Want hierdie 5 goed wat ek hier genoem het, om die woord te bestudeer, om fellowship met mekaar te hê, om nagmaal saam te hê, om te bid, en die verspreiding van goeie nuus, gaan hand aan hand, die een kan nie sonder die ander nie. So daai 5 must have, must do's, moet teenwoordig wees in jou lewe. Dit pas in mekaar. Jy kan nie net die woord bestudeer en niks anderste nie. Jy kan nie net sin fokus op gebed en nie op die bestudering van die woord nie. God het potensiaal in u gesit. Sien jou potensiaal raak. En ek wil vir u nooi vanaand. Daai sang wat sê, touching Jesus is all that matters. Tannie Adrie, kan tannie vir my dit speel asseblief? En ek wil u nooi om hier voor te kom staan. Ek dink dit is waar ons die streep trek is vanaand om te sê genoeg is genoeg. Ek wil ten volle getransformeer word. Ek wil 'n changed life hê. Ek wil Jesus aanvat. En ek dink dat elkeen op sy eie kan dit doen. Daai aangryp om te sê dat ek wil nie meer 'n lewe hê soos wat ek het nie. Ek wil boldness hê. Ek wil uitstaan. Ek wil 'n verskil maak. Maar Here, begin by my. Transformeer my. Sien my raak vanaand. Soos wat die Here vir Samuel geroep het en hy het nie geweet dis die Here nie. En eventually sê hy, "Hanani, hier is ek. Here, sien my, gebruik my. Transformeer my lewe." En ek wil vanaand vir u vra, wil jy nie daai besluit maak vanaand om te sê, alles of niks?
Daar's net een manier om dit te doen. Dit is om net jou hand uit te steek en te sê, Here, hier is ek. Gebruik my, transformeer my, dat daar 'n transformation plaasvind in u lewe. So maak jy oë vir my toe vir 'n oomblik en kom net in, voel net die teenwoordigheid van die Here, want die Heilige Gees is hier. Die oomblik waar die woord sê, waar 2 of 3 in my naam vergader, daar is hy. En die Heilige Gees wil u aanraak vanaand, 'n nuwe vars ontmoeting met hom gee. Die lewe sal nooit weer dieselfde wees nie. Oeps. In Jesus magtige naam, en ek prys U daarvoor. Amen.